Vader, wat 'n voorreg om vir U te mag Vader noem vanmôre. In Jesus se naam, Here, dankie. Dankie dat ons U kinders is. Dankie dat ons U Vader mag noem. In Jesus se naam. Amen. Amen. Jy kan gerus jou sitplek neem. Baie dankie. Goeiemôre die wêreld daar buite. Vertrou dit gaan met julle goed. Hierdie kant gaan dit goed in Jeffreys Bay vanmôre, lekkerte. Ons is opgewonde oor die dag. En dis net lekker. Dis net lekker om te sien wat die Here doen in mense se lewens en dis lekker, ja. Ons maak klaar met die reeks klaagliedere tot oorwinning. Vanoggend se tema is verlore sondaar na Christus oorwinnaar. Verlore sondaar na Christus oorwinnaar. Kom ons begin by die waarheid. Baie van ons dink ons is quite okay. Dit ons is nie so bad nie, nee. Dit veral myself, ek ken dit mos nou ook al, ja. As ek mense my getuienis vertel van wedergeboorte en van hoe Jesus my gered het, dan begin ek baie keer van, nee, ek was 'n gebore boere Vrystaatse seentjie en ons was goeie mense, né? Ons was okay. Ons was ons bietjie gekuier, maar ons was daarom nooit kriminele nie, nê. Ek was 'n polisieman en ek het die wet geken en ek moes daarom nou op my spoor trap. Ek het nooit daai goed gedoen nie. Jy weet, ek was okay eintlik, man. Ek was tot 'n diaken, ek het kerk toe gegaan en baie keer nog bietjie met 'n op jy weet 'n dingetjie op die tong van gisterand, maar ek was daarom in die kerk. Ek was okay, maar die waarheid is ongelukkig. Almal van ons kom in hierdie wêreld in as gevolg van sonde, as gevolg van Adam en Eva, as sondige, gebroke mense. Asseblief online moenie afklim nie. Wag, hou net vas. Daai is die waarheid. Maar daar's nog 'n mooier waarheid. Hou net vas, moenie weggaan nie. Jy sien, sonde is 'n toestand van verwydering tussen mens en God. Toe God vir Adam en Eva gemaak het, toe hy vir Adam gemaak het, het God hom onderskei van die res van die skepping deur sy gees in hom in te blaas, sy asem. God breathed life into him. En dit onderskei ons as mense van die res van die skepping. 'n Bees en 'n skaap en 'n bok en dis cute. Ek sê altyd as ek ooit weer die geleentheid en die voorreg het om te gaan boer, ek is nie 'n eysterou nie. Ek het eenvoudig nie die geloof om 'n put in die grond te druk en dan op die stoep te gaan sit en te sê, Here, dankie, kom ons kyk hoe werk die ding. Dis nie ek nie. Ek kan 'n skaap en 'n kalf en 'n ding in die oë kyk en vir hom sê, hey ou, ek kan sien jy voel nie lekker nie. En dan spuit ons om 'n 5-in-1 en 'n 7-in-1 en ons gee hom bietjie lekker vryvee en daar gat hy weer. Dit is maar die onderskeid tussen ek en daai kalf is die feit dat God se gees in my bly. The dog whisperer, julle al gehoor, hulle praat van hom. And the elephant whisperer. Hy kan soms die olifant praat, hallo. Ja, natuurlik reageer hulle op stemme en klanke en dis oulik. Julle al gesien daai mooi goed wat die ouens rondstuur op sosiale media van 'n ou wat met 'n gitaar of 'n viool of selfs 'n trekklavier daar in die veld gaan sit. Dan begin hy musiek maak. Dan kom die perde en die beeste en die olifante. Hoe mooi is dit? Wow, man. Musiek is definitief 'n ding wat vrede, maar dis nie wat ek wil sê nie. Ons is almal verwyder van God deur Adam en Eva se besluit. God het vir hulle 'n wilsbesluit gegee, gesê, jy kan doen wat jy wil, maar daai boom, don't go there. En hulle het besluit. Dit was hulle besluit. En daarom is ek en jy ongelukkig deel van daai boodskap. Romeine 3 vanaf vers 23 sê Paulus:
Ons is almal sondaars. Ja, maar nie ek nie, ons is almal sondaars. Nie een van ons leef tot God se eer nie. My vryvertaling van daai een is, ek en jy kan nie God laat goed lyk nie, hy lyk beter sonder my. Ek is die flaw in die verhouding. Ten spyte daarvan, hier kom die goeie nuus, het hy besluit om ons vry te spreek. Daarom het hy, Jesus Christus, gestuur om ons te kom verlos. Verlos van wat? Verlos van slegte goed? Nee, verlos van verlorendheid. Hy het die brug kom toemaak. Hy het ons teruggebring in 'n verhouding met hom. Dis nie God se verantwoordelikheid dat jy moet ophou om te nie. Dis jou besluit. God sê, kom naby, ek sal jou opnuut vul met my gees, sodat jy die onderskeiding vermoë het om besluite te kan neem. God doen dit omdat hy baie vir ons omgee, nie omdat ons so goed leef nie. Ek het vanmôre my skoene gepolish, pappa, ek is alright. Ek het vanmôre my hare gekam, jy gesien hoe oulik is ek. Jy gesien hoe oud, daar's 'n prediker op TV, een van hierdie manne. Hy staan op die verhoog op internasionale media en hy sê, I have been tithing to the church of God so much that God has got no choice but to bless me. Wow. Want ek. Nee. Paulus sê, God doen dit omdat hy vir jou lief is, omdat hy vir jou omgee, nie omdat jy so goed leef nie. God het Jesus soos 'n offerlam laat slag vir al ons sondes. As ons in hom glo, tel ons verkeerde dade glad nie meer nie. God was 'n lang tyd geduldig met ons oor al ons sondes. Hy het nie ons links en regs daarvoor gestraf nie. Maar omdat God regverdig is en dit die een of ander tyd moet straf, het hy besluit om ons sondes op Jesus te laat neerkom. Daarom kan hy nou elkeen vryspreek wat in Christus glo. Die sleutel in Christus Jesus, nie in jouself nie. Nooit. In Christus Jesus. Okay, Koos, ons ken daai nou, Sondagskool 101. Right, dan gaan ons Sondagskool 102 toe. Hier gaan ons, as jy dan nou so wil wees. Ons almal kan gered wees. Daar's hoeveel mense wat sê, maar jy daai ou, daai neefie van my, daai kalfvoet Kalahari klonkie daar's nie sal van hom te smeer nie. Nee, oorwragtig, daai ou, nee. Dis ook nie die waarheid nie. Die waarheid is, daar's niks wat ons kan skei van die liefde van God nie. Die waarheid is, ons almal kan gered word, Romeine 8:1. Ek wil hierdie met julle deel. My dierbare neef, hoop jy kyk. Lang storie, eksentrieke kerel. Hy is in standaard 6 uit die skool uit, gaan doen wat hy doen, en op 'n baie hoë ouderdom, hallo, hy was seker 30, 32, toe kom hy tot wedergeboorte. Toe jaag hy na Bloemfontein Universiteit en sê, yes, who's he moves, ek wil 'n dominee word. Sê hulle, nee, kwai, jy is bietjie senior, maar kom. Makkie papiere, hulle sê, nee, hoor, hier is 'n fout. Jy was in standaard 6, lyk nie of jy hom deurgekom het nie, maar jy was net in standaard 6, jy kort matriek vir die move. Hy sê, okay, wat vat dit? En vir 5 jaar bestuur hy die busse in Bloemfontein se stadsraad, terwyl hy matriek klaar maak. Dis so. Toe gaan hy, toe sê hy, ek het dit gedoen, hoe nou? Toe sê hulle, nee, maar okay, net 'n oorbruggingsdingetjie gou, nog 2 jaar. Sê, is kwaai, laat hy kom. En hy word 'n dominee, 'n regtig erge dominee. Swat vir 7 jaar, terwyl hy werk en hy doen enige vreemde ding. En hiernatoe, daarnatoe, op en af, en toe sy te oud om beroep te word, want nou sy kort diskant 40. En ou dominee is nou al 40, jy weet die junior dominee is 20, so jy kan, waar gaan hulle nou met die ou heen? Toe hou hy aan en hy studeer, want terwyl hy studeer, is al hierdie goed beurse, en as hy ophou studeer en hy kry nie 'n beroep nie, dan word dit 'n lening, dan het hy nou 'n ander moeilikheid. En op 'n stadium, toe hy nou sy doktorsgraad klaar gemaak het in die psalms en die wat, toe kom die universiteit en sê vir hom, hoorie, jy kan regtig maar gaan, hoor, dis okay. Los maar die ou R250,
gaan jy aan met jou lewe. En hy dien die Here flat out en hy het in die beroep ingekom en alles. Maar een aand kuier hy daar by ons in Johannesburg nog daai jare en ons is al in die kamer en almal is doodstil en wat. En hier kom hy hier in die gang opgecharge. So 'n slap Bybel in sy hand. Boetie, Boetie roep hy my, dis my naam in die familie. Hy is so 10 jaar ouer as ek, selfs 'n bietjie meer. Hy sê vir my, sy uitspraak was altyd, o bloed. Hy sê, o bloed, kyk wat staan hier. Ek sê, wat nou, ek slaap ou, wat is jou probleem? Hy sê, hoor wat sê Romeine 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek sê vir hom, ja, dit staan nog altyd daar. Hy sê, dit is vir my 'n vars openbaring nou, na al daai rock'n'roll, Here, na 15 jaar se studies en sy, hy wil, kom God en hy gee vir hom daai vers daai aand, en hy breek sy hart oop en hy gee vir hom vrede, en hy sê vir hom, wie, wat is okay. Geen meer veroordeling, dis reg, dis klaar. Here, maar wat beteken dit? Hoe werk dit? Kom ons hoor. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van ons sonde, die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word in wat ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dis 'n vreeslike klomp woorde. Wat dit sê, daar was eendag wette in die Ou Testament. Mense kon eenvoudig nie daarby bly nie. God het gesê, ek gaan jou my gees gee. Jesus het gekom en gesê, ek gee vir jou 'n nuwe verbond. Jy moet die Vader lief hê en jou naaste lief hê as jouself. Hieraan hang die hele wet en die profete. Deur God se gees. Jy kan nie die klomp wette bybring nie, jy kan nie. Maar deur my gees gee ek vir jou die krag en die vermoë om my wil te ken en dit te leef. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. As iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van God, wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggaamlik lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broers en susters, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om in die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Kom ek som hom vinnig vir jou op in 2 woorde. Dieselfde Heilige Gees, wat Jesus uit die dood uit opwek, daai Sondagoggend, die klip voor die gat wegrol en hom kom uithaal uit die dood uit, staan by jou hart en Jesus sê, ek staan by jou hart en ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom en ek sal by jou kom woning maak. Dieselfde Heilige Gees kom en hy sê vir jou, ek gee vir jou nuwe lewe. Ek bring jou terug tot 'n verhouding met God die Vader, sodat jy kan lewe en dit in oorvloed. So, van klaagliedere, van 'n sondige, stikkende mens, in Romeine, skryf Paulus dieselfde ding van daai ou, wat in Christus Jesus is, en hy sê, jy sal lewe vir ewig. Natuurlik gaan jou liggaam doodgaan, maar jy gaan lewe in ewigheid. Kom ons kyk gou na 'n baie bekende gedeelte, net om dit vir jou prakties te maak, net om dit vir jou te wys. Jy wat aanlyn daar nou sit en sê, Koos, liewe hemel, jy praat nou, maar jy hoor niks.
Kom ek verduidelik gou vir jou aan die hand van 'n baie bekende gedeelte uit die Bybel, die verlore seun. 'n Ou wat van 'n varkhok teruggaan na sy vaderhuis. Ek gaan nie die gedeelte nou vir julle lees nie, jy kan hom self gaan lees, hy's opgeteken in die evangelies. Maar die kort en die lang daarvan is dat daar was 'n pa met 2 seuns, en die seun kom en hy sê vir sy pa, ek gaan wegloop. Onthou julle toe julle klein was, daai klein bruin skooltassietjies, dan sit ek my ketty, ek moet 'n ketty saamvat, want as ek honger word moet ek aan 'n voeltjie skiet, my ketty, en 'n boksie vuurhoutjies, want as dit donker word moet ek vuur maak. Botteltjie water en miskien 'n skoon onderbroek. Dan loop ek. Nou die Vrystaat so plat, as jy daar vir 3 dae loop, dan kan jou pa nog jou sien daar op die horison. So my pa het my gelos, hy sê nou toe, laat jy gaan. En nog gaan ek wegloop. Wag jy hier? Nee, ek weet nie. Wanneer kom jy terug? Nee, ek weet ook nie. Wil nie. Hierdie ouetjie wip hom en hy sê, dis klaar, ek gaan weg. Maar in die Joodse tradisie is dit nie sommer net so nie. Dis nie net jou bruin tassie pak nie. Hierdie is 'n reuse impak in almal se lewens, tot so mate so, dat in die kultuur van die tyd, as 'n kind dit doen, dan gaan die pa en die hele familie saam met die kind tot by die stadspoorte. Public, laat almal kan sien. Bring die kameras, bring vir Facebook, bring vir laat hulle kan sien wat gebeur hier. En die pa vat 'n erdekruik, 'n ding wat uit klei gemaak is, 'n kleipot, en hy gooi hom stuk en so, bom. En die hele familie draai hulle rug op hierdie ou. En hulle sê vir hom, laat jou voete raas, maat. Dis wat jy wil hê. Jy al gedink hoe moeilik is dit om 'n kleipot weer aan mekaar te sit? Dit is onmoontlik, jy kan nie. Dis hoe erg en intensief dit in daai tyd is, vir 'n kind om by sy pa te kom en vir hom sê, gee my erfporsie, gee maar my R2.50 en my volle, laat ek gaan. Hy pa kom en hy breek die erdepot, die kleipot, en hy sê, dis verby, is klaar, daar gaan jy. Dit was hierdie ouetjie se besluit. Hierdie jong man word groot in daai kultuur, hy weet wat die implikasie van hierdie ding is, maar hy sê, ek gaan. Hy beweeg weg vanuit sy vader se teenwoordigheid, se liefde, se voorsiening, se alles, daar gaan hy. Nou ja, gelukkig die seun se besluit om terug te kom. Jy sien, baie keer ek en jy beweeg weg. Ons ken die storie, ons ken die Bybel, ons ken God se wil. Mense sê vir ons, maar dis nie 'n goeie plan nie. Ons sê ons nee, ek sal alright is man. Koos plannetjies, nee. Ja, ek het 'n plan, Pel. Ek is alright. Ek gaan hierdie ding gaan ek maak werk. En dan werk die lewe so uit dat jy in 'n varkhok eindig tussen groente en vrugte. Vleise, groente, vrugte. God sal jou los om te gaan. Maar dank die Here, God gee vir jou die vermoë om nog 'n besluit te neem. Hierdie ouetjie kom terug en hy sit daar met 'n Halloween papampoen. En hy sê, hierdie is nie wie ek is nie. En wat is sy woorde? Gaan lees dit. Hy sê, as ek maar net in my pa se huis 'n slaaf, 'n arbeider, ek sal in die tuin werk, laat ek net terugkom by my pa. En daar gaan hy loop terug. En wat gebeur? Die pa sit en wag vir hom. Picture dit, julle kry die prentjie. Toe hy so op 'n optetjie, dis in Israel, daar is die bosse en bome en wat nie, dis klippe en so. En daar sit die pa op sy lazy boy so en hy kyk. Hy kyk daar in die pad af. Wat kyk hy? Hoe kyk hy? Daai pa kyk met 'n verwagting.
Hy pa kyk met 'n verwagting van, dalk vandag. Wie kom daar? Wie kom? Ek is nog 'n bietjie oud, my oë is nie so lekker nie. Wie kom? O nee, sê hy nie. Maar daar's 'n verwagting. Daar's 'n verwagting. Die woord sê, Jesus sê, ek staan by die deur vir jou hart te klop. As jy oopmaak, die hendel is aan die binnekant, jou keuse. Hy sit en wag vir jou. Hy wag vir jou. Daar sit jy met jou pampoenskil en jy's lekker en jy's God sê ek wag vir jou. Die pa sit en wag. Hy kyk met 'n afwagting. Hy word nie moeg nie. Hy word nie gefrustreerd en geïrriteerd en sê ag, weet dis nou al 'n week, dis nou al 2 weke, dis al 'n jaar. Nee. Hy sit daar met 'n afwagting met dalk vandag. En dan met 'n opgewondenheid. Met 'n excitement. Julle al gesien, deesdae nou Desember as die kinders kom kuier, dan vra jy heeltyd, waar's jy? Hoe ver is jy? Kan ek al die ketel aansit? Toe ons kinders klein was, klein mannetjie, enigste klein seun tussen die klomp dogters, sy was seker so 8, 9 jaar oud. Bly hulle op 'n plaas daar. Dan bel hy, oupa, waar's jy? Hy het so 'n diep stem gehad. Sê ek, Boeta, ek kom, amper, oupa, jy my bel. Ek sê nie, is reg. Dan bel ek hom daar in die dorp, waar ons die laaste goedertjies skryf voordat ons plaas toe ry. As ons by die plaas sê, ek kom, en sit Boeta daar. Met so 'n rooi quadbike. Pellet gun, so, ons is manne. Hy het so 'n klein boksietjie met 1 kilometer wors en 'n coke. Dan moet ouma maar met die kar gaan. Oupa en Boeta gaan nou mannegoeders doen. Ons ry die kant toe. Ons gaan sit daar en ons maak 'n vuurtjie. Ek sê vir hom, Boeta, praat my, gaan met jou. Wat sê? Daar's 'n opgewondenheid. Julle hierdie pa sit, hy kan nie wag laat my kind terug. Ek sal so sy stories wil hoor. Dis lelike stories, so bad stories. Hy het aangejaag, man. Dit is terrible, maar ek wag, hy kom. God sit te wag vir jou. Jy, daar wie jy is onder die boom nou. Waar's jy? Like jy daai skille en pampoene en dinge en wat? En ek spot, julle weet dit al, man, ek vrek oor 'n wortelmoen, net nie die skille nie. Maar hierdie arme ou sit en hy het net skille. Hoekom wil jy nog 'n bietjie wag? Want die dag toe die pa daar sit en sien, hier kom sy seun, hoe reageer hy? Wat doen hy? Wat kan jy verwag as jy huis toe kom? Wat kan jy verwag as jy terugkom? Baie mense sê, die Here slaap nie, die Here is vir jou kry, ou matta, jy gaan betaal vir hierdie ding. Nee. Dis nie die God wat ons dien nie, julle. Dis eenvoudig nie die waarheid nie. Dis dalk hoe jou aardse pa was, maar dis nie God nie. Hierdie pa, toe hy sy seun sien, sy hart breek en bloei liefde. Hier kom my kind. Man, het julle al ooit dit beleef? Wat ook al. Iemand was in 'n karongeluk in die hospitaal, en dan die dag as hy of sy daar uitkom, al is dit met rolstoel. Wow. Hier kom hy. Hier kom sy. Hierdie paas nie in 'n woedebui en sy hart breek, hy uit blydskap, en hy bloei liefde. Jy sien nou daai jare se Israeliete en vandag nog, daai ortodokse Jode, met die goetertjies so, nee, jy al gesien hulle loop so, hy het in 1976 R10 opgetel, hy is bang hy mis dit weer, hy loop so, nee, ek spot sommer. Hulle is nie excited nie. Hulle is nie excitable mense nie, hulle is baie statig. So. 'n Pa staan nie op vir sy kinders as hulle in die vertrek inloop nie. En 'n pa hardloop verseker nêrens heen nie. Nie 'n Joodse pa nie, they just don't do it. Maar teen alle kultuur en teen alle wette en hierdie pa onthou, en die gemeenskap onthou, jy die pot stukkend gegooi, onthou jy?
Hierdie pa sê, watch my pappa, vat sy rokpante so by mekaar en hy move. Wat doen hy? Wat doen hy? Hy omhels sy seun. Kry die prentjie, hierdie ou kom uit 'n varkhok uit, julle, hy is onrein. As jy daai goed doen, jy kan nie eers met 'n nie-Jood net praat nie, dan is jy onrein, dan moet jy gereinig word en gewat word. Hierdie pa sê, ek het nie 'n saak met dit nie. Kom, hallo. Hy vat dit verder, hy soen sy seun. Oh my soul. Jy dink jy is nie goed genoeg om terug te gaan na jou vader toe nie? Jy dink jy is daar, klaagliedere, oh me, oh my, I'm about to die. Nee man. God sê, kom ek soen vir jou net wat jy wil. En wat jy nie wil nie, is reg, ek soen vir jou. Kaplaks. En dan, sy pa trek vir sy kind nuwe klere aan. Hoor wat sê Paulus in Romeine 13. Beklee julle met die Here Jesus Christus. Maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Klee jou met Jesus. Hierdie pa kom en hy sê, jy lyk ryk soos wat? Jy het nou skuldig geëet, jy het nou daar in die varke rondgerol, jy is onrein, jy het gesondig, jy leef in sonde, verwyder van alles af, maar kom, staan net daar, laat ek jou klee met my seun Jesus. Hoe amazing is dit? Jy vanmôre daar sit en sê, Koos, maar jy weet, ek het nie 'n suit en 'n das om kerk toe te gaan nie. Dan wil ek sê, prys die Here. Want wat gaan jy maak as Jesus kom 6:00 die môre terwyl jy onder die stort staan? Vir hom sê, time out, strategiese beplanning, ek wil net vir my gaan mooi skoene aantrek. Nee. God sê, kom, soos jy is. As you are, kom. Hier sê ek wag vir jou. Kom. Ek sal jou aantrek. Onthou julle vir Adam en Eva? Toe hulle gesondig het en hulle kruip weg en God kom en sê, wat gebeur nou hier? God is alomteenwoordig, God is alwetend, dis nie wegkruipertjie nie. Hy vra, wat het hier gebeur? Wat gaan hier aan? Eva sê, nee, maar dit is die slang en Adam is lekker wind, hy sê, Here, eintlik was ek quite okay tot u vir my hierdie girl gegee het, so hy blameer die Here. Hy vat nie verantwoordelikheid nie. Wat doen hulle? Genesis 3:21. Adam en Eva begin klere maak, vyeblare. Daar gaan julle ken my vyeblaar storie. As jy dit nog nie gehoor het nie, Eva begin die eerste tuisnywerheid by die huis. Sy word 'n fashion designer, sy maak klere met vyeblare. Die karaktereienskap van 'n vyeblaar is so, hy verwelk. As jy hom vandag pluk, môre is hy moeg. Dis hoekom die girls elke dag 'n nuwe outfit moet hê. Meneer, as jou vrou so voor die kas staan en sê, ek het niks om aan te trek, dit kom van daar af. Dis alright, dis so. Daai materiaal maak jou jukkelrag, daai wit melk brand die wit waks uit jou uit. Genesis 3:21. And God made them a garment of lambskin, verwysing na Jesus, die lam van God. And he clothed them. Amazing. Kom net terug. Kom net terug vanmôre. Moenie met jou snaakse vuil moenie, kom. Want jy sien die pa reële partytjie. Net daar. Die pa hou 'n partytjie en sê, kom ons slag net 'n ding. Kom ons hou net jy, my kind is terug. Lukas 15 vers 7. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Openbaring sê, daar's 'n geskal in die hemel vir elke siel wat tot redding kom. 'n Geskal is 'n trompettery. Dis 'n geraas, dis 'n party.
God sê, kom, ek wil saam met jou dans, ek wil saam met jou 'n feesmaal hê. Ek wil saam met jou partytjie hou. En dan die beloning. Die beloning vir môre. Die lewe van grootste oorwinning. Oorgawe, ons maak 'n besluit. Nuwe begin, ons doen iets daarmee. Ons gaan terug. Gaan vind vir jou 'n geloofsgemeenskap. Gaan vind vir jou 'n kerk wat Jesus en die woord preek. Gaan soek vir jou 'n plek waar jy in verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, aanmoediging, bemoediging, ondersteuning, liefde kan groei in jou verhouding met God en met mense rondom jou. Gaan soek so 'n plek. Begin net iewers. Moenie net daar sit en sê, ja, dit was nou oulik. Nee, wow, okay, dankie, dis maklik. Ek aanvaar Jesus se kruisdood vir my. Ek aanvaar dieselfde Heilige Gees wat hom opgewek het uit die dood, is hier en nou betrokke en beskikbaar en hy wek my nou op. Ek is so 'n kind van God. You've arrived. Nee. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om 'n besluit te neem. Oorgawe te doen, 'n nuwe begin te doen en dan kom die oorwinning. Openbaring 20. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit, die aarde en die hemel het voor hom pad gegee. Daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies groot en klein voor die troon sien staan. Die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak. Dis die boek van die lewe. Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Het jy vandag daai besluit geneem? Ek wil jou uitdaag, daar waar jy is. Jy hier in die saal, jy daar by die huis. Jy hoef nie in klaagliedere vas te haak nie. Jy hoef nie in die Ou Testament vas te haak nie. Jy hoef nie onder die wet te leef nie. Jy moet die wet ken, want dis God se wil. Jy moet die wet leef so ver as jy kan, dis God se wil. Maar deur die genade van die Here met sy Gees, wat jou lei en wat vir jou die krag gee, het ek en jy die voorreg om vanmôre vir God te kan sê, Vader, jou naam word geskryf in die boek van die lewe. Ons gaan luister hier na 'n liedjie. Hy roep my naam. Die link sal wees op die Facebook en die YouTube posting. Ek wil hê jy moet daai liedjie luister, jy wat aanlyn is. Ons gaan hom nou luister hier in die saal. En ek wil net hê en ek weet, dit is Koos, ek het dit gedoen in graad 7, my 3de jaar universiteitskamp, nou die dag verlede week toe. Besin net oor dit wat daar gebeur het. Besin net oor dit wat jy besluit het en oor dit wat jy vir die Here gesê het, van hier is ek, I surrender. Ek gee my hele lewe, alles. Ek gee my hele lewe. As jy vanmôre daai besluit neem, jy nie vir my 'n boodskap stuur, 'n WhatsApp, 'n e-mail, enige ding. Sê net vir my, dis die besluit wat jy geneem het, en as jy dit nodig het, ons is in vennootskap en in verhouding met 'n klomp kerke reg oor die land. Ek gaan jou help om 'n geestelike tuiste te vind as jy nie een het nie. Wie jy nie dit doen nie. Wie jy nie vanmôre hierdie goeie nuus uithardloop hier nou vandag en gaan vind jou ma, jou pa, jou pelle, jou wie ook, gaan sê vir hulle, hoor ou, jy hoef nie pompoenskille te eet nie. Jy hoef nie. God het vir jou 'n feesmaal voorberei in sy teenwoordigheid. Kom ons bid. Vader, in Jesus se naam, Here, dankie vir oorwinning. Dankie dat in Christus Jesus ons meer is as oorwinnaars. Ons eer U en ons dankie, Here, vir U genade, vir U liefde. En vir elke belofte in die woord wat waar word, Here, wat sê, daar's niks, maar niks wat ons kan skei van U liefde nie. Hoeveel keer moet ons dit nog vir mekaar sê? Here, ons sal dit aanhou sê, totdat mense dit glo en begin leef, totdat ek dit self deel van my lewe maak. Dankie vir dit, dankie vir U Gees, wat die naprediker is, Here, dat deur U Gees U regtig sal vasbrand in ons harte, dit wat U wil hê ons moet hoor en ons moet doen, tot eer en verheerliking van U naam, tot uitbou van U koninkryk. Ons dankie en ons eer U in Jesus se naam.
En ons almal hier binne sê amen. En amen. Ek groet jou aanlyn. Gaan luister daai liedjie. Die Here roep jou. Hy roep jou naam.